Goeiemiddag julle, welkom terug by deel 2 van ons stapie deur die brief van Jakobus. Ek sukkel eintlik om uit te figure waar ek wil begin. Daar is so baie wat ek mee wil deel, so baie wat ek wil behandel, en ek wil dit stadig doen, ek wil dit ordentlik doen, ek wil dit in detail doen. So, dit mag dalk 'n rukkie vat, as jy belangstel hierin, stick with me, or work through it. Jy weet, ek verstaan partykeer 'n ding op 'n sekere manier, maar dit is vir my moeilik om dit hier uit te kry. Dit is vir my moeilik om te express wat hier binne aangaan. So, wees geduldig met my asseblief. Ok, ek gaan begin deur net so vinnig deur te hardloop die tydperke van sekere events wat gebeur het vandat die gospel boodskap begin versprei het. Soos ons weet, het Jesus in die jaar 30 tot 33 was sy ministry gewees, in die jaar 33 na Christus is hy gekruisig, en het hy teruggegaan hemel toe. Dan Handelinge, soos ek in my vorige video gesê het, Handelinge is 'n geskiedenis boek, dit is 'n storieboek. As jy wil gaan lees oor die begin van die gemeenskap van God, die kerk, soos hulle dit noem. As jy wil lees hoe dit begin het en hoe dit versprei het en wie betrokke was, is Handelinge die boek om te lees. By Handelinge 1, hoofstuk 1 tot 7, behandel die geboorte van die kerk met Pinkster en die vroeë kerk in Jerusalem. Daai is 'n heeltemal 'n ander video wat ek eendag sal behandel. Dit is baie interessant om te sien hoe die Heilige Gees in, ek dink dit was 4 of 5 verskillende settings wat die Heilige Gees aan ons gegee was, en verskillende tipe mensegroepe, en die manier wat dit vir hulle gegee is volgens wie hulle was. Dit is very interesting. Dan Handelinge hoofstuk 8 tot 9 behandel die vervolging van die Christene, Stefanus se marteldood en Saulus se bekering. So dit is waar Paulus geword het. Dit het gebeur so tussen 33 en 35 na Christus. Dan Handelinge 9 tot 12 is waar ons leer van Paulus se vroeë jare, Petrus se bediening, Cornelius en die kerk in Antiochie. Nou, ek het so vinnig in my video oor Paulus het ek gepraat van Paulus se ministry timeline, so ek gaan nie te diep daarin ingaan nou nie, maar ons sal seker weer saam daarna kyk. Dit was in 34 tot 46 na Christus. So Jesus ons al klaar bietjie meer as 10 jaar, 13 jaar nadat Jesus hemel toe is, né? So dat hierdie, jy weet, ons lees die boek van Handelinge in 'n, ek het hier vandag lees jy nie, maar 'n uur, 3 dae, wat ek al. En ons vergeet dat dit plaasvind oor jare, dekades even. So, dit is goed om te onthou dat hierdie goeders gebeur nie net so agter mekaar nie. Dit is goed wat oor 'n tydperk gebeur het, en ons weet nie, dit is 'n bietjie van wat tussenin alles gebeur het en wat gesê was, en ons weet net wat ons lees. En ja, ok. Dan so tussen, soos ek gesê het, skoolleere glo so tussen 45 en 50 na Christus. Hierdie navorsing wat gedoen het, narrowed down to so 48, tussen 48 en 49 na Christus, het Jakobus sy brief geskryf, moontlik. En soos ek gesê, dit is moontlik die vroegste brief in die Nuwe Testament, en dit is geskryf aan Joodse gelowiges, wat oor verskillende gebiede versprei was. Dan Handelinge 13 tot 14, en ek was nie daar's 'n rede hoekom ek hierdeur gaan. Handelinge 13 tot 14, wat jy lees daar, so het gebeur tussen 47 en 49 AD, en dit was waar Paulus sy eerste sendingreis begin het. En AD 48 to 49 het Paulus sy eerste brief geskryf, dit is aan die Galasiërs gewees. Dit was na sy eerste sendingreis. In Galasiërs verdedig hy redding deur genade, onafhanklik van die wet. Soos ek ook voorheen genoem het, al Paulus se briewe beklei teen hierdie mixed gospel van bietjie grace, bietjie wet. Ek dink dit was Paulus se main mission op die einde van die dag. Sy doel was om die gospel te versprei, maar hy het op die einde van die dag, ek dink, so hard beklei teen daai mixed message, en steeds sê dit tot vandag toe word dit gebreek. Ok, dan kom ons nou by waar ek nou eintlik wil wees, en dis Handelinge 15, en dit was om en by AD 49 na Christus.
In Handelinge 15, en ons gaan vandag daarna kyk, was daar 'n vergadering in Jerusalem gewees. En ek wil eintlik daardeur lees vandag, soos ek gesê het, bear with me. Ja, so ek gaan gou lees daardeur en dan gesels ons daaroor. En ja, ek weet, ek is eintlik besig om Jakobus se brief te behandel, maar daar's 'n rede hiervoor. Al hierdie goedjies pas binne in mekaar soos 'n puzzle en al hierdie skep konteks vir wat ek vir julle probeer vertel. Okay, so hierdie is Handelinge 15, ons lees vanaf vers 1. Net voor hierdie, as jy in 14 gaan lees, is dit basies, dit gaan oor Paulus en Barnabas wat teruggekom het van 'n sendingreis af. Hulle is nou in Antiochie, waar hulle myn basis was. En toe gebeur die volgende. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges probeer wys maak. As julle nie julle laat besny soos Moses dit voorskryf nie, kan julle nie verlos word nie. So hier kom nou mense in en hulle probeer nou vir hierdie nuwe Christene kom sê dat jy moet die wet van Moses volg. Dit is basies waarop daai neerkom. Paulus en Barnabas, vers 2, het hulle daarteen verset en in 'n taamlik ernstige meningsverskil het hulle betrokke geraak. So hulle 'n bietjie beklei, they had words. Uiteindelik het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander uit hulle geleedere oor hierdie vraagstuk na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan. So hulle kon nie, they couldn't see eye to eye. Toe besluit hulle, okay, kom ons gaan sien na die mense in Jerusalem en ons gaan vind nou by hulle uit, wat dink hulle. Vers 3, so is hulle deur die gemeente uitgestuur. Hulle het deur Fenisië en Samaria gereis en vertel van die bekering van die nie-Jode. So hulle het sommer so op pad Jerusalem toe hulle nog so 'n bietjie sendingwerk gedoen. Met hierdie nuus het al die gelowiges baie bly geraak. Toe hulle in Jerusalem aankom, het hulle deur die hele gemeente, insluitend die apostels en die ouderlinge, is hulle verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle bedieninge tot stand gebring het. Sommige van die wat gelowiges geword het uit die geleedere van die Fariseërs, het egter opgestaan en verklaar. So hier kom die Fariseërs. Hulle is nou wel gered, hulle is gelowiges, maar hulle het omdat die Fariseërs is die wat Jesus gekruisig het, né? Dis die mense wat so lief vir die wet was, dat selfs nou is dit vir hulle moeilik om te laat gaan. So, hulle het opgestaan en gesê, nie Joodse bekeerlinge, met ander woorde Gentiles, moet besny word en die opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. Okay. Hulle het gesê, hulle het gevoel dat, selfs soos ek voorheen gesê het, ons wat Gentiles is, wat nog nooit onder die wet was nie, die wet was nie vir ons gegee nie, moet nou ook die wet hou. Okay? En onthou, dit is nie net 10 gebooie in die mense, dit is 613 wette. As jy nou jouself 'n guns wil doen, dan vra jy vir ChatGPT, nee, want dit is die maklikste, om vir jou al 613 wette te gaan lys. Dan gaan kyk jy hoe lank is daai lys, en hoe baie goeders is dit. Ek het dit al gedoen. Dis crazy. Like, die feit dat Israel in die wildernis vir mense, vir God gesê het, ons beloof ons sal alles doen. Ek dink nie hulle het 'n klou gehad waarvan hulle praat nie. En daar's 'n rede hoekom hulle 5 minute later klaar die wet gebreek het, toe hulle daai goue kalf gemaak het. Anyway, die apostels en die ouderlinge het toe by mekaar gekom om mekaar in die oë te kyk oor hierdie vraagstuk. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan. Dis nou Petrus wat saam met Jesus was, né? Petrus wat op die water geloop het vir 10 minute. Het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, geagte broers, julle weet dat God van my van die vroeë dae af al uit julle geleedere gekies het om deur my prediking die nie-Jode die goeie nuus te laat hoor en tot geloof te laat kom. En God, wat die harte ken, het bevestig dat die goeie nuus ook vir nie-Jode bedoel is, deur aan hulle die Heilige Gees te gee, net soos aan ons. Onthou nou hierdie gebeurtenis het nou gebeur na Pinkster, nadat die Heilige Gees gekom het. En in daai tyd was dit gegee aan Jode en nie-Jode, die Heilige Gees. So, hy verwys nou terug na dit, né? God het dus geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou beter as God weet, deur op die nek van die nie-Joodse gelowiges 'n juk te lê, wat ons voorgeslagte nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. So Petrus sê nou vir hulle, jy weet, God self het besluit dat hierdie nie-Jode kan ook die Heilige Gees kry, kan ook
kry wat hulle het, wat die Jode het, kan ook deel van God se volk word. En dit net deur geloof. En nou wil julle kom, en julle wil hierdie swaar wet, wat ons voorgeslagte nie eers kon hou nie, nou wil julle dit op hierdie arme heidene plaas. Dit is wat hulle basies daar vra, né? Dan sê hy nee, ons glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus verlos word. En dit geld ook vir daardie mense. Daar was geen verdere bespreking nie, en almal het vervolgens gesit en luister hoe Barnabas en Paulus vertel watter tekens en wonders God deur hulle onder die nie-Jode gedoen het. Toe hulle stil bly, het Jakobus gesê, net wel, Jakobus, né? Die einste Jakobus, gesê, geagte broers, luister na my. So hy het nou, Paulus en Barnabas het nou gepraat, en nou sê Jakobus, okay, luister nou na my, né? Simon, Petrus, het verduidelik hoe dit God self is, wat die inisiatief geneem het, deur vir hom 'n volk uit die geleedere van die nie-Jode te versamel. En hiermee stem die woorde van die profete saam. Daar staan geskrywe. Daarna sal ek terugkom, en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou. Ek sal sy bouvalle herstel, en dit weer regmaak, sodat ook die ander volke die Here kan soek. Ja, al die nie-Joodse nasies, oor wie ek my naam uitgeroep het, so sê die Here wat hierdie dinge lank gelede al bekend gemaak het. So hy quote nou scripture, hy lees nou iets, of quote iets uit die Ou Testament, uit die profete se briewe uit. In vers 19, daarom deel ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die gelowiges, wat hulle uit die geleedere van die nie-Jode tot God bekeer het nie. Okay, net pause hierso. So, Jakobus sê nou, ek stem saam. Ons moet dit nie vir hulle moeilik maak nie. Die wet hou is nie maklik nie, ons moet dit nie vir hulle moeilik maak nie. Maar, kom ons laat hulle net so 'n paar goedjies doen, né? So nou sê hy, ons moet vir hulle skryf om weg te bly van dinge wat deur afgode besoedel is, van seksuele sondes, as ook van iets wat verwrig is, en van bloed. En daar gaan ons eers stop. So, wat Jakobus nou hierso gedoen het, is hy het nou gesê, dis okay, hulle hoef nie die hele wet te hou nie, maar die volgende goedjies moet hulle doen. Nou, vir die wat dit nie weet nie, daai 4 goedjies is deel van die wet. Die kos wat aan afgode geoffer is, wat hulle nie moet eet nie, sal jy van lees in Exodus 34:15 en Deuteronomium 32:16 tot 17, deel van die wet. Die seksuele sondes sal jy sien in Levitikus 18 vers 6 tot 23 en Levitikus 20 vers 10 tot 21, deel van die wet. Diere wat verwrig is, ja, dat deel van die wet, daar was 'n verbod dat die bloed nie geëet mag word nie, volgens Genesis 9 vers 4, maar vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie, is wat daar staan. Levitikus 17 vers 10 tot 14, sê basies die bloed behoort aan God en Israel mag dit nie eet nie, en dan in Deuteronomium word dit weer herhaal. Ek dink dit kom basies neer op, en ek praat hier onder korreksie, ek het nou nog nie hierdie gestudeer nie, maar ek dink 'n dier se lifeblood moes eers gedreineer word, voor hulle die vleis mag eet. Ek dink dit is wat die hele verwrigting betref. En dan die laaste een is, jy mag nie 'n lekker rare steak eet nie, jy mag nie bloed eet nie, dan mag glad nie bloed betrokke wees nie. So dit is die 4 goeders wat Jakobus wou gehad het, dat die heidense gelowiges moet byhou. Nee? Let wel, ek praat onder korreksie, maar ek dink hy het spesifiek gepraat van heidene. So, Joodse gelowiges het hy geglo nog steeds die wet volg, soos normaal. Maar soos ek sê, ek praat onder korreksie. Nou, okay, kom ons lees gou verder. Daar is toe nou besluite geneem by die vergadering. Van vers 22 af in Handelinge 15. Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente in Jerusalem besluit om 'n afvaardiging uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochie in Sirië te stuur. 'n briefie, hulle het 'n brief geskryf. Hulle het 2 leiersfigure onder die gelowiges gekies. Vir Judas, sy noemnaam is Barsabas, en vir Silas. So hulle het nou 2 ouens saam met Paulus hulle teruggestuur om hierdie brief nou vir die gelowiges te gaan gee in Antiochie. Die vergadering het die volgende brief self geskryf. Hierdie brief kom van die apostels en die ouderlinge, julle broers in Jerusalem.
en is geskryf aan die gelowiges uit die nie-Joodse volke van Antiochië, Sirië en Cilicië. Groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het, wat julle gemoedere ontstel het met standpunte waaroor ons hulle nie 'n mandaat gegee het nie. So hulle sê, ons het gehoor dat hierdie ouens vir julle kom sê het, julle moet goeders doen wat julle ontstel het, en let wel net, dit het nie van ons afgekom nie. Daarom het ons eenparig besluit om 'n amptelike afvaardiging na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, mense wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons stuur dan nou vir Judas en Silas om ook self mondeling ons besluit aan julle oor te dra. Hulle sê die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê nie, behalwe die volgende voorskrifte: dat julle moet weerhou van alles wat aan afgode geoffer is, en van bloed, van diere wat verwrig is, en van seksuele sondes. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle goed. Vaarwel. So hulle is toe daar weg, op pad na Antiochië. Daar het hulle die gemeente bymekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gemeente het dit gelees en was baie bly oor die bemoediging. Nou, jy mag dalk jouself vra, hoekom het Paulus en Barnabas ingestem, of nie teen hierdie beklei nie? Want as jy Paulus se briewe gaan lees, sal jy sien dat hy glo glad nie dat enige deel van die wet gehou moet word nie. Hy glo dat die wet vervul is, dat die wet must be done away with. Hy glo dat die wet is a ministry of death and condemnation. So hoekom het hy nie teen hierdie gepraat nie? En ek dink, en weer eens, dit is alles hoe ek, this is where I am at, wat hierdie goed betref. This is where my mind's at. Ek glo dat hy dalk bang was vir sy lewe, want julle sal later sien, of as julle gaan lees in Handelinge, as Paulus te veel gesê het, dan het hy in die moeilikheid gekom, hy was gearresteer en alles. So, ek vermoed om die vrede te behou, het hy op hierdie spesifieke oomblik niks gesê nie. Hy het wel in sy brief aan die Korintiërs en Romeine en in Timoteus en Tessalonisense, het hy van hierdie goeders opgetouch, het hy dit aangespreek. En ek gaan gou vir julle lees wat dit sê. Ek wil net hierdie gou net pause en net hier insit, dat ek een voorbeeld gaan gee van waar Paulus in een van sy briewe, of eintlik 'n paar van sy briewe, een van hierdie aspekte wat ons nou van gelees het, oor praat. En ek het toe eventually op 'n tangent gegaan en ek het almal probeer behandel, maar toe raak die video verskriklik lank. So ek gaan een behandel en dan gaan ek hierdie video nou verder vat. Korintiërs is geskryf in AD 54 to 55. So hier is nou alweer om en by 6 jaar na hierdie vergadering in Jerusalem. In 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13 skryf Paulus die volgende. En onthou nou, een van die wette wat die heidene moes hou was om nie vleis wat aan afgode geoffer is nie te eet. Okay. In Korintiërs 8 vers 1. Kom ons praat nou oor vleis wat aan afgode geoffer is. 'n saak waaroor julle ook navraag gedoen het. Ons weet julle sê, ons het almal kennis oor hoe ons moet optree. Kennis laat 'n mens belangrik voel. Die liefde daarenteen bou 'n gemeente op. As jy dink jy weet alles, het jy nog nie die ware kennis nie. Maar as jy God liefhet, dan ken God jou en jy is vir hom belangrik. Wat dan die eet van afgodsoffervleis betref? Wel, ons weet almal dat 'n wêreldse afgod eintlik een groot niks is. En dat daar in werklikheid geen God is nie, behalwe die een ware God. So Paulus sê vir hulle, ons weet, daar's net een God, 'n afgod doesn't exist. Daar's net een ware God, enigiets anders is niks. Vers 5, selfs al sou daar volgens sommige gode in die hemel en op aarde wees. Ja, daar is inderdaad baie wat God en Here genoem word,
dis letterlik in aanhalingstekens. Vir ons is daar net een God, naamlik ons Vader, uit wie alles afkomstig is, en ons lewe is op hom gerig. En daar is net een Here, naamlik Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Maar, en hierso is nou enige tyd wat Paulus sê maar, of in Engels sê hy therefore, okay, dan moet jy luister, want dan kom hy by die punt van wat hy probeer sê. Okay, so vers 7, maar, nie alle gelowiges besef dit nie. So nie alle gelowiges besef dat daar rarig nie afgode is nie, they're not real, dis nie 'n regte ander God nie. Dit is mensgemaak, en dit is opgemaak in jou gedagtes. Party is daaraan gewoond om te dink 'n afgod bestaan werklik. As hulle dan kos eet wat aan die afgode geoffer is, dink hulle dat hulle betrokke is by die verering van werklik bestaande wesens en hulle sensitiewe gewetens word met skuldgevoelens belas. Onthou, dis nie kos wat ons nader aan God bring nie. Ons verloor niks as ons nie eet nie, en ons wen niks as ons wel eet nie. Maar wees versigtig dat jou vrymoedigheid om alles te eet nie jou medegelowiges met 'n sensitiewe gewete in hulle geloof laat struikel nie. Nou hierdie is vir my verskriklik mooi. Jy weet, Paulus het hy was eintlik so wys gewees. Wat hy nou basies hierso sê is, ek weet en jy weet dat afgode nie bestaan nie. So as jy vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is, dan weet jy, dit maak jou niks nie. Want daar is nie 'n afgod nie. Maar daar is mense wat glo in afgode. Daar is mense wat sal skuldig voel as hulle nou vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is. En daai, jy weet, mens kry mense wat net hulle self kruisig omdat hulle per ongeluk iets gedoen het. Jy sien dit vandag nog, as jy 'n Christen het, sien wat sukkel met 'n spesifieke sonde. Kom ons vat byvoorbeeld iemand wat 'n alkoholist is. Hulle is 'n Christen, hulle weet dit is 'n probleem, maar hulle sukkel daarmee. Hulle haat hulle self amper. Hulle raak kwaad vir hulle self, want they just can't beat this thing. So hulle het 'n skuldgewete, hulle voel skuldig. Hulle besef nie dat hulle het eintlik klaar die krag om hierdie ding te wen nie. Hulle is klaar vergewe nie. Dit het nie 'n houvas oor hulle gees nie, oor hulle verhouding met God nie, dit affekteer nie dit nie. So wat Paulus hier probeer sê is, ons weet, hierdie is net oppervlakkige goeters, maar daar is mense vir wie dit belangrik is. So, wees sensitief teenoor hulle. As jy 'n vriend het, wat 'n alkoholist is, moet nou nie 'n bottel wyn na sy huis toe vat, as jy nou gaan aandete eet daar nie. Dis basies wat Paulus sê. As die mense issue het met kos wat aan afgode geoffer is, moet dit nie eet voor hulle nie. As jy dit wil eet, vat dit huis toe en geëet dit by die huis. Maar wees sensitief teenoor hoe hulle dit sien, hoe hulle voel daaroor. En ek dink dit is nogal belangrik as jy kyk na, jy weet, daar's so baie dinge wat verskillende mense glo onder Christendom. Dit is hoekom daar so baie denominasies is en so baie bekleierery is onder Christene, en tog is ons almal veronderstel om een te wees. Ons is een liggaam van God. Maar dit is oor mense wat dinge nie op dieselfde manier sien nie, en in plaas van om net te sê dis okay, ons hoef nie saam te stem nie, solank ons saamstem oor Jesus is dit okay. Die res is net academics. As almal hierdie tipe mindset het, en ek is skuldig, ek sukkel om saam te stem met mense wat nie noodwendig saamstem met my nie, but I'm working on it, en as almal net bietjie meer sensitief is vir wat iemand anders glo, verduidelik wat jy glo op 'n mooi manier, en los dit daar. If they want to accept it, great. If they don't, that's fine. Dan sal dinge ook net makliker wees, en ek dink ons sal as die liggaam van Christus sal ons ook beter oor die weg kom. Maar in elk geval, dit is een van die goed wat Paulus in een van sy briewe aangeskryf het, wat spesifiek handel oor hierdie besluit wat geneem is in Jerusalem. Skus, ek moes nou eers 'n breek vat, maar ek is terug. Okay, so ons het nou gekyk na 'n voorbeeld van een van Paulus se briewe waar hy spesifiek gepraat het oor
iets wat hulle besluit het by daai meeting in Jerusalem, en hoe hy dit op 'n mooi manier geadresseer het, om vir mense te sê dat dit is nie noodwendig nodig nie. Hy het dit met een of twee van die ander goed ook gedoen, maar ek gaan nie nou deur alles gaan nie, want dit vat net baie tyd. So, om terug te kom by die storie, waarmee ek besig is, wat die fondasie basies gaan wees voor ons in Jakobus se brief inspring. So, vir 8 jaar na daai vergadering in Jerusalem, het Paulus sy sendingreise gedoen reg oor die land. En in 57 na Christus, min of meer, kom ons by Handelinge 21. As jy die begin van Handelinge 21 lees, dan sal jy sien, dit praat maar net van deel van Paulus' sendingreis waarna hy gegaan het en so aan, maar hoe die mense vir hom gesê het, asseblief moenie Jerusalem toe gaan nie. Teen hierdie tyd het daar baie Jode, of dit nou nie Christelike Jode was, of Christelike Jode was, of albei was, is ek nie 100% seker nie, maar daar's mense wat baie kwaad geraak het vir Paulus, wat nie gehou het van wat hy gepreek het nie. En die mense aan wie hy gepreek het vir hom gewaarsku en gesê, asseblief, moenie Jerusalem toe gaan nie. En Paulus sê vir hulle, hoorie, ek is nie bang om gevang te word vir hierdie boodskap van Jesus nie. In fact, ek is okay, as hulle my doodmaak, is dit ook alright. So, hy het toe eventually Jerusalem toe gegaan, en dit is nou waar ek vanaf wil lees. So, ons lees van in Handelinge 21, vanaf vers 18. Die volgende dag is Paulus saam met ons na Jakobus toe. Nou let wel, weer eens, hierso gaan Paulus na Jakobus toe. Die einste Jakobus wat die brief geskryf het waaroor ons gaan praat. Al die ouderlinge was by. Na Paulus hulle gegroet het, het hy in besonderhede vertel wat God onder die nie-Jode deur sy bediening gedoen het. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys. Hulle het egter vir Paulus gesê, jy sien broer, daar is hoeveel duisende van die wat gelowiges geword het, wat Jode is, en hulle is almal ywerige toepassers van die wet. Die gelowiges hier in Jerusalem het gehoor dat jy al die Jode wat onder die nie-Jode woon, leer om die wet van Moses te ignoreer. Hulle beweer jy leer hulle om nie meer hulle kinders te laat besny nie, en om nie die ander Joodse gebruike te onderhou nie. Wat nou? Hulle sal beslis te hore kom dat jy nou hier is. So basies wat Jakobus nou hierso vir Paulus sê is, jy weet, jy doen great werk onder die nie-Jode en selfs Jode. Het is awesome dat mense tot bekering kom. Maar ons hoor dat jy vir mense sê, hulle hoef nie die wet te volg nie, en dit is 'n probleem. Daar's Jode wat nie baie happy is, dat Paulus dit preek nie. Net om weer terug te stap en na die groter prentjie te kyk, onthou, Paulus was 'n Jood, hy was een van die Jode gewees, hy was geleerd gewees, en hy was die een wat Christene gepersecute het en doodgemaak het, en nou hier is die man nou, en hy sê nou vir mense, jy hoef nie meer Moses se wet te volg nie. En onthou ook, in daai tyd het die tempel nog gestaan, hè? Die tempel is eers in 70 na Christus tot niet gemaak. So, Joodse practices was nog steeds aan die gang. Die synagoge was nog steeds, jy weet, it was going. Hulle het nog steeds diere gebring vir animal sacrifices. They just carried on as normal basis. Die wat nog nie die gospel verstaan het nie, en Paulus het teen dit gepreek, en hierdie mense was nie baie happy daaroor nie. So toe sê hulle vir hom, vers 23, ons het 'n voorstel. Ons het 4 mans hier wat 'n gelofte afgelê het, en nou die nodige by die tempel moet gaan doen. Vat hulle tempel toe, en gaan saam met hulle deur die reinigingshandeling, en betaal vir hulle haarsny. Dan sal almal weet dat die stories wat oor jou versprei word, nie waar is nie, maar dat jy self die Joodse wet nakom en onderhou. So hulle sê dan vir Paulus, luister, doen net hierdie ding by die tempel, wys net vir die mense dat jy nog steeds die wet onderhou, sodat jy veilig kan wees, want hierdie mense wil jou skade aandoen. Wat betref die gelowiges, wat vroeër nie Jode was, ons het laat weet, dat ons besluit het, hulle moet hulle onthou van afgodsoffers, bloed, van iets wat verwerg is, en van seksuele sonde. So hierso remind James net, of hy sê net vir Paulus, weet ons
Ek weet ons het hierdie besluit en ons hou by dit. Paulus het toe die voorstel opgevolg en die volgende dag saam met die mans die reinigingshandeling verrig. So nou sien ons weer hierso 'n situasie waar Paulus kon stop en sê, luister, ek hoef nie hierdie reinigingshandeling te gaan doen nie. I don't have to prove anything to anyone. Dit beteken niks nie, dit is nou oud, die old covenant, the new covenant, hy is nou oud, ons is nou nie. Maar hy het nie. Hy het gaan doen wat hulle voorgestel het. En ek glo dis omdat hy nog so lank as moontlik die vrede wou bewaar, hy wou sympathiek wees teenoor hulle. Dit is weer 'n kwessie van, soos wat ek vroeër gesê het, as jy weet iemand sukkel met iets, then just respect that. So, ek glo dit is hoekom hy dit gaan doen het. Vers 26 gaan aan, hy het tempel toe gegaan en kennis gegee van die datum waarop die reinigingstydperk verby sou wees en die offer vir elkeen van hulle gebring sou word. Die 7 dae reinigingstyd was amper om, toe die Jode van die provinsie Asië vir Paulus by die tempel sien en hulle skare teen hom aanhits. Hulle het Paulus gegryp en geskree, al julle Israeliete, kom help. Hier is die man wat deur sy onderrig almal oral teen ons volk en teen ons wet en teen die tempel beïnvloed. So hierdie hele ritueel wat hy nog gedoen het, was pointless, want hulle het in elk geval vir hom kwaad geraak, hulle het hom in elk geval gegryp en vir mense gesê, hierdie is die man wat sê ons hoef nie meer die wet te volg nie. En hoor nou, hoor nou wat volgende gesê word. Die hele punt, en as jy na Jesus se gebed gaan kyk in Johannes, die hele punt van hierdie nuwe covenant is om die muur af te breek tussen Jode en nie Jode, om almal een liggaam te maak, om almal dieselfde te maak, dat nie meer Godse volk en nie Godse volk is nie, maar dat almal een is. En tog, wat ek gesê, 8 jaar na Jesus, of nie eers 8 jaar na Jesus nie, dit is soos 25 jaar na Jesus hemel toe is. 25 jaar is die gospel al versprei, en hierdie mense sê nog steeds die volgende. Nou het hy boonop nog Grieke hier ingebring, en hierdie tempel wat aan God gewy is, ontheilig. Nie net sê hulle dat hierdie man leer mense verkeerd nie, maar hulle sê ook dat die heidene, hierdie Grieke, 'n ander woord, die Grieke daai tyd was vir hulle filthy people gewees, en dit is maar oor die algemeen Gentiles, so enige iemand wat nie Jood is, was 'n Gentile, en hierdie was nou spesifiek Grieke waarna hulle verwys het. Hierdie Grieke is, they're not of us, hulle is vuil, hulle hoort nie in die tempel nie, so basically was hulle rassisties gewees in 'n sens. Want een van die ouens wat saam met Paulus hulle getravel het, was 'n nie-Jood, hy was 'n Efesiër. So hulle is nou kwaad dat Paulus nie Jode in die tempel inbring, dat hy vir die mense leer, hulle hoef nie die wet te volg nie, so hierdie is nou net, jy weet, 'n riot besig om te begin. En die hele stad, vers 30, het in beroering gekom, en 'n betoging het begin. Hulle het Paulus by die tempel uitgesleep, en die deure is dadelik toegesluit. Hulle het hom probeer vermoor, door die offisier oor 1000 man van die Romeinse garnisoen, God love Afrikaans, hoor dat die hele Jerusalem in oproer is. Hy het onmiddellik met die soldate en offisiere op hulle afgestorm. Basically het daar 'n Romeinse soldaat gekom en hy het Paulus gered, het uitgekeer dat hulle hom vermoor net daar en dan. Maar hy is toe gearresteer, hy het toe gevra dat hy net die Jode kan aanspreek, die skare kan aanspreek, nadat hy nou, of voor hy nou tronk toe gevat is, nadat hy gearresteer is. Net om terug te gaan, toe hy met die offisier praat, het hy Grieks gepraat. En die offisier kon nie glo nie, want hy het gedog Paulus, obviously Paulus is 'n Jood gewees, so hy het nie gedink hy gaan Grieks kan praat nie, so toe hy met hom Grieks praat, is hy nou heel impressed, en Paulus sê toe vir my, wil net hierdie mense aanspreek, en toe hy hulle aanspreek, het hy hulle in Aramees, hulle moedertaal aangespreek. Okay, so hierso begin Paulus toe nou sy storie vertel, van hoe hy gered is, hoe Jesus hom gestop het op die pad na Damaskus, ensovoorts. Ek gaan nou nie die hele stuk lees nie, maar dit is, ja, ek sê dit heeltyd, en dit is regtig, Handelinge is 'n goeie boek om te gaan lees, as jy die hele prentjie wil kry, van hoe die gospel versprei het.
Maar Paulus is toe gearresteer daarso en ja, uit die tronk uit het hy toe 'n hele paar briewe geskryf en dis waar ek gaan stop wat Paulus betref en wat Handelinge betref vandag. Maar ek wil basies net die fondasie gegooi het vir wanneer ons nou in Jakobus se brief ingaan, want jy weet, mense probeer van die goed wat Jakobus gesê het verduidelik deur te sê dat hy bedoel eintlik maar dit klink of hy dit sê, maar hy bedoel eintlik dit. Maar Jakobus het nie stokkies omgedraai nie. Soos ons nou gesien het, hy was gered, ek glo hy was gered, en hy het geweet Jesus is wie hy is, en wie hy sê hy is. Maar hy het nog steeds, hy was legalistic, hy het nog steeds vasgehou aan die wet, aan dele van it at least, en soos ek voorheen al gesê het, ek verstaan dit heeltemal, dit is heeltemal 'n nuwe ballgame gewees. Dit kon nie maklik gewees het om hierdie hele 1000+ jaar van tradisie op sy te stoot en te sê, okay, kom ons doen dinge nou anders nie. Jy weet, Paulus het vir 3 jaar revelation gekry by God, by Jesus, oor die gospel. Ek meen, 3 jaar, dit is nie net 'n gesprek wat hy met Jesus gehad het, en 10 minute later het Paulus begin preek, nee, 3 jaar, so ek dink, hy het ook so 'n bietjie convincing nodig gehad. So, kom ons stop daar vandag. Ek wil net die fondasie gegooi het om te wys dat Paulus en Jakobus nie noodwendig oor die weg gekom het oor alles nie, saamgestem het oor alles nie. Ek wonder nogal, jy weet, toe Paulus nou gearresteer is, wonder ek waar was Jakobus? Het hy gestaan en kyk? Het hy saam met hulle gesê arresteer hom, of het hy probeer help? Die Bybel sê niks daaroor nie, so you gotta wonder. Maar ja, so kom ons los dit daar. In my volgende video, in deel 3, sal ek nou begin, en dan gaan ons so stukkie vir stukkie deur Jakobus se brief werk, en gesels daaroor. So, dankie dat jy nog hier is, en ek hoop jy leer iets, en los my 'n comment. Ek sê weer, hierdie is hoe ek het verstaan, wat ek nou al geleer het in my navorsing. Dit is wat vir my sin maak. Ek sê weer eens, Jakobus was baie om te leer uit sy brief uit. Die rede hoekom ek hierdie doen is om sin te maak van hoekom partygoeders mekaar contradict. En in die volgende video sal ek na spesifieke verse wys wat Jakobus iemand gesê het en Paulus basies die teenoorgestelde gesê het. Maar ja, ons los dit daar vir vandag en dan gesels ons weer. Lekker dag verder. Bye.